28 Augustus. Ons neem die kruis op. Ons neem ons kruis op en volg Christus. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Johannes 10, vers 27. Hoe kosbaar is die wete dat ons 'n getroue vriend het, een wat aan ons 'n edel, verhewe karakter sal verleen, wat ons geskik sal maak vir die geselskap van die hemelse engele in die howe omhoog. Hy beskerm al sy kinders. Hulle het vrede wat die wêreld nie kan gee of wegneem nie. Die verlies van aardse skatte maak hulle nie hopeloos of dakloos nie. Christus aanskou die wêreld wat aardse skatte najaag. Hy sien hoe dat baie mense eers een ding en dan 'n ander probeer in 'n poging om die begeerlike aardse skatte te verkry. Hulle dink dit sal hulle hebsug bevredig, maar in hulle gretige soektog loop hulle die enigste pad mis wat tot die ware rykdom lei. Christus spreek tot die sulkes met gesag, en hy nooi hulle om hom te volg. Hy bied aan om hulle na die rykdom te lei wat so blywend is as die ewigheid self. Hy wys hulle op die smal weg van selfverloning en opoffering. Diegene wat op hierdie weg volhard en elke hindernis te bowe kom, sal die heerlike land bereik. Wanneer hulle die kruis opneem, ontdek hulle dat die kruis hulle verhef en hulle sal die onverganklike skat uiteindelik verkry. Baie mense soek veiligheid in aardse rykdom, maar Christus trag om die splinter wat die uitsig belemmer te verwyder, sodat hulle die alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid kan aanskou. Hulle sien skimmer verwerklikhede aan en het die heerlikhede van die ewige wêreld uit die oog verloor. Christus doen 'n beroep op hulle om verder as die hede te kyk en ook die ewigheid te sien. Ons moet die kruis opneem en die voetstappe van Christus volg. Diegene wat die kruis opneem, sal ontdek dat die kruis hulle verhef, dat dit hulle met krag en moed besiel en op die Lam van God wys wat die sonde van die wêreld wegneem.